En in hierdie oomblik het ek gebid vir 'n beter werk. Op daai stadium het ek vir 'n maatskappy gewerk, Golf Sports Academy, en vir Adrian Gaai, wat 'n voormalige Springbok was. En dan wil ek hierdie opwindende nuus met julle deel. Ek gaan binnekort nie meer so baie alleen op kamera wees nie. Ek gaan 'n co-host inbring. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Hallo vriende, welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van hierdie kanaal. Nou vir die van julle wat die eerste keer is, die Hansman Show is 'n show wat uit en uit opsetlik bedoel is om God te verheerlik, om 'n bietjie van die eerlikheid wat ons ervaar terug te weerspieël na hom toe. En ons is tans op so 1500 subscribers en dit klink daar klein. En veral as jy kyk na dit, het ons 'n tydperk van 3 jaar gevat om daar te kom. Maar vir my is dit iets waaroor ek ekstaties is, en vir die honderde duisende views wat ons al gekry het oor al ons platforms, baie naby aan 1 miljoen inteendeel, is dit vir 'n ouetjie wat in sy kantoor sit en video's maak en met mense praat oor die Here, dink ek nie dit is ietsie kleins nie. So in een of ander manier is daar al ongeveer 1 miljoen mense blootgestel aan die gospel deur hierdie kanaal wat net 1500 subscribers het. En vir die ouens wat terugkeer vir 'n tweede of dalk meer kere, baie welkom terug. Julle weet natuurlik waaroor hierdie show gaan, en die show gaan eintlik oor ek wat gaste het op die stoel langs aan my, en ons praat oor hulle getuienisse, ons praat oor wat God gedoen het in hulle lewens en hoe God hulle gehelp het uit wat ook al diep donker gat hulle was. En so hierdie episode is natuurlik 'n bietjie anders, want ek het nie 'n gas vandag nie. En daar is 'n paar redes daarvoor. So ek wil bietjie oop kaarte speel. Ek wil regtig net hierdie video vat en ek wil bietjie oop kaarte speel met almal van julle, want daar is 'n paar goed wat ek met julle wil praat en net eerlik oor wees. Nou, ek wil begin by die begin. In 2021, as ek nie verkeerd is nie, het ons besluit om Hansman te begin. Nou, Hansman aanvanklik, wat was die doel van Hansman, was 'n klerebrand. Nou, ek het in daai oomblik, was ek net kort voor dit net weg by my werk by die Blou Bulle, Rugby Unie, as 'n spelbevorderingsbestuurder, en ek het in rugby gewerk vir 15, 16 jaar van my lewe as 'n speler, afrigter en toe administrateur. En toe het ek vir hierdie Amerikaanse maatskappy begin werk wat my baie goed betaal het. En ek het ewe skielik hierdie invloei van geld gehad wat in my bankrekening ingekom het, en op 'n stadium het ek klomp spaargeld gehad, en ek het so baie geld gehad wat ek nie eintlik werklik geweet het wat om daarmee te doen nie. En toe begin ek hierdie klerebrand saam met 'n vriend van my wat toe nou my vernoot geraak het. En so is paar maande in hierdie avontuur, en het ek eendag met hom 'n koffie gaan drink en vir hom gesê, man, ek wil iets anders doen. Ek dink ek wil 'n podcast begin om die handelsmerk, die Hansman handelsmerk te bemark. En hy was
soos hy is, altyd nog was, net ondersteunend en gesê, kom ons doen dit man, wat ook al jy moet doen om hierdie ding te doen, is reg met my, ek ondersteun jou, en ons het 'n klomp geld gevat en ons het dit in die Huntsman bediening ingegooi, dit het nou die Huntsman bediening geword, maar daai het net in die Huntsman brand in. En ons het product development gedoen en ons het geklomp goed, ons het goed ontwikkel, die handelsmerk, TM, toppe, hoodies, hoodens, ons het gekyk na vellies, ons wil eintlik hierdie nie Afrikaanse nie, maar 'n handelsmerk geword het wat kan kompeteer met ouens soos Freedom of Movement en Kingsley Heath en Boerboel en wat ook al. En die onderliggende idee van Huntsman was altyd gewees 'n man wat gefondeer is in die woord van God. In 2007, soos baie van julle dalk nou al weet en heel wat van julle dalk my getuienis gesien het ek tot bekering gekom. En ek was by die kus, ek was besig om te partytjie en vir my verjaarsdag, 'n lang naweek, en die Here het my lewe kom verander, deur 'n lied. En ek was heel wat keer voor dit, het ek tot bekering gekom, en daai keer was dit soos, nou gaan ek dit ernstig vat, nou gaan ek soos my lewe rig en draai na God toe, en ek gaan alles gee, en vir 3-4 jaar het ek so hard gewerk daaraan, en nou kom ek by die stuk wat baie min van julle van weet. En dit is dat ek in 2011 toe nou hierdie werk gekry het by die Blou Bulle, na ongelooflike baie gebed en vertroue en goeters het ek op 'n plek opgeëindig wat 'n droom was vir my. Dit was 'n droom vir my om by die Blou Bulle te werk, en my eerste droom na skool was om natuurlik vir die Blou Bulle te gaan speel, en ek het onder 19 was ek in die oefengroep van die Blou Bulle, 'n paar wedstryde gespeel, en toe ek valke toe, en toe het ek 'n besering gekry, en ek het toe eintlik maar net vir geen ander rede as dat ek bly die slapgat was nie, ophou rugby speel en 'n paar club games gaan speel en so aan, maar ek het ophou die droom nog nagejaag om 'n professionele speler te word. En in my outomaties was die volgende droom dan om 'n afrigter te word of vir die Blou Bulle te werk. En ek het net besef in my lewe, as ek nou terugkyk, het al hierdie drome van my waar geword. Elke keer as ek 'n droom gehad het, het God vir my hierdie geleenthede gegee. Het hy my gebring tot daar, en dis soos daai gesegde, daai Engelse gesegde wat sê, you can take lead a camel to the water, but you can't make it drink. Dit het seker nou baie Afrikaans geklink. En die Here het elke keer my na die water toe gelei. En ek het misluk, so baie. En in hierdie oomblik het ek gebid vir 'n beter werk. Op daai stadium het ek vir 'n maatskappy gewerk, Golf Sports Academy, en vir Adrian Gaai, wat 'n voormalige Springbok was, het ek gewerk, en ek het die hele Blou Bulle en Leeu's streekse programme vir hom gehardloop, wat 'n wonderlike job was. En Adrian was 'n ongelooflike baas, hy was so goed vir my, en hy het my so mooi na my gekyk, my gehelp om 'n bakkie te koop, en vir my amper 3 keer die salaris gegee as wat ek gekry het by my vorige werk. En op 'n dag toe bel die CEO, die HIB van die Blou Bulle my, en hy sê vir my, hier's 'n werkgeleentheid, wil ek nie aansoek doen nie. En ek het dit gedoen, en ek het die werk gekry. En ek onthou, na hulle my gebel het en gesê het ek moet terugkom vir 'n tweede onderhoud, het ek nog reg gemaak, en ek het Loftus toe gery, en ek het gedink ek gaan vir my tweede onderhoud, en ek het gaan sit in die CEO se kantoor ingeloop, en dit was net hy, en ek is soos nie mooi verstaan wat gaan aan nie, en hy sê vir my, sit asseblief, en hy het so, ek weet nou nie wat nou meer dit in Afrikaans is, maar so 'n lounge pocket gehad waar mense kon sit met so 'n paar leerbanke, en ek gaan sit daar, en hy sê vir my,
hy loop toe na my toe en hy steek sy hand uit en hy sê, baie geluk, jy het die werk. En hy gooi die kontrak so voor my neer en hy sê vir my, jy gaan harder moet werk as enige iemand anders. Want jy is nie gekwalifiseerd nie, jy het nie 'n formele kwalifikasie nie, en ek sal nie sê wat hy nog gesê het nie, maar dit is iets wat jy nie eintlik wil hoor uit jou baas se mond uit nie. En dit was 'n droom vir my, ek het huis toe gery en ek het my toe meisie, net girlfriend gebel, Johanne, wat nou my vrou is, en ek het vir gesê, ek het die werk gekry. Dit is my droomwerk. Anyway, die ding wat julle nie weet nie, om 'n lang storie kort te maak, is ek het in daai milieu weer erg begin drink, begin rook, weer al my ou gewoontes opgetel en ek het teruggeval in myselfde maniere en net weer begin doen wat ek so hard gewerk het vir die voorlopige 4 jaar om op te hou doen. En die Here het my verlos van daai goed, maar ek was in hierdie milieu en ek kon dit net nie hanteer nie. En op 'n stuk het ek gewonder hoekom die Here vir my die werk gegee het as hy geweet het dat ek weer in hierdie goeters in gaan val. En is nie sy skuld nie. Ek blameer hom glad nie vir my aksies nie, maar dit is die gedagtes wat deur my kop gegaan het in die 10 jaar wat ek by die Blou Bulle was. En ek was in baie maniere erger af as wat ek was voor dit en voor 2007 selfs. Maar op 'n dag het die geleentheid gekom dat ek vir hierdie Amerikaners kon gaan werk en ek het besef, as ek regtig wil ophou en beter raak, gaan ek uit hierdie omgewing uit moet kom, uit hierdie milieu uit moet kom. En ek is afgedank, ek is afgedank. So dit was nie per keuse noodwendig nie, maar ek het die geleentheid aangegryp toe hulle vir my 'n pakket offer, het ek gesê, dis reg, ek sal dit vat en ek sal dit doen sonder om te beklei. En ek het gelukkig weer eens nog altyd hierdie droom gehad om vir Amerikaners te werk en om in dollars geld te verdien. En hier loop ek weg van my een droomwerk af na in my volgende droomwerk in. En ek was vir 4 jaar baie gelukkig by hierdie mense, tot hulle my in Januarie 2023 gebel het en gesê het, hoorie, ons kan jou nie meer betaal nie. In elk geval, lang storie kort, in 2021 het ons hierdie handelsmerk begin, hierdie ding wat julle sien as Huntsman. Nooit meer die intensie wat dit vandag is nie. En 'n jaar later seker het ek die potgooi begin. En dit was nie eers 2 of 3 episodes nie. Toe besef ek net, op die premise van Huntsman, op die fondasie van Huntsman, dat dit 'n man is wat gefondeer is in God, wat die priester, die priest, provider en protector, as ek dit reg sê, van sy huishouding moet wees, het ek net besef, ek weet nie eintlik hoe om hierdie grondslag oor te dra aan mense nie. En so natuurlik het dit toe omgeskakel in hierdie ding wat dit is vandag, wat ons net oor die Here praat. En ek wil vir julle sê, hoe dankbaar ek is, want ek is net hierdie, soos ek sê, hierdie ou wat in sy basement sit met 'n kameraatjie, obviously al baie beter as wat dit was toe ons begin het 3 jaar terug. Maar ons is hierdie jaar 3 jaar oud. Ons is in Mei 2023, ja, het ons hierdie ding begin. En ons het al oor die 100 gaste gehad, oor die 100 unieke gaste gehad, en ons het, soos ek nou nog gesê het, miljoene, amper naby 1 miljoen views al gehad, jy weet, deurlopend deur oor al ons platforms, TikTok, Instagram, Facebook en YouTube.
En God het hierdie ding gevat, en dis eintlik 'n Dawid. En ek wil net vir hom al die eer gee. Want niks wat hier gebeur het en wat julle hier sien is te danke aan my en my harde werk nie. Dis alles God. Dit was sy idee. Hy het dit gedryf. Ek is net sy dienskneg. Hy het die mense gestuur. Soveel van die gaste wat op hierdie show en op hierdie banke kom sit het en op hierdie stoele, die oranje toe rooi en nou groen stoele kom sit het, is net die stories van net hoe hulle hier uitgekom het, is merkwaardig. En wat ek eintlik vanaand vir julle wil sê is net dankie. Dankie dat julle hierdie journey, hierdie 3 jaar avontuur saam met ons loop, want dit is nie heeltemal moontlik sonder julle nie. En ek wil vir julle ook sê, ons het groot dinge beplan. Die laaste paar maande was moeilik en dit was op en af en dit was hier te kort en daar te lank en ons het baie padblokkades geslaan en baie spoedhobbels geslaan maar boonop dit was dit ook 'n wonderlike jaar sover. Ons het 'n editor bygekry, ons is besig om veranderinge te bring, ons het die stel oorgedoen, ons kon goed doen wat ons in die verlede nie kon doen nie, want ek kon dit nie bekostig nie. En die Here bless ons ongelooflik baie, nie net die bediening nie, maar ook vir my. En dit stel my in staat om geld uit te haal, om verbeteringe aan te bring. En ek wil ook net sê, daar's 'n paar ouens wat ons nou al deurlopend ondersteun en ek wil net vir hulle dankie sê. Julle weet wie julle is. Ons regtig ouens wat maandeliks donasies maak aan Hansman om die show te help, om die bediening te help, om ons te help om aan te doen wat ons doen. En dan wil ek hierdie opwindende nuus met julle deel. Ek gaan binnekort nie meer so baie alleen op kamera wees nie. Ek gaan 'n co-host inbring en dit gaan my editor Julian wees. En ons gaan 'n bietjie meer content begin doen rondom wat aangaan in die wêreld. Ons gaan meer gesprekvoering doen oor wat ons sien, goed wat ons aanlyn sien, goed wat ons ervaar in die wêreld, in die kerk, in die Christendom, goed wat viraal gaan, gebeurtenisse soos die oorlog in Iran, interessante goed en wat dit beteken vir ons as Christene. So ek's baie opgewonde om ook hierdie nuwe hoofstuk, dis die woord. Ek kon nie in my kop chapter omskakel in Afrikaans nie. So jammer dat dit 'n bietjie lank gevat, maar ek's opgewonde om hierdie nuwe hoofstuk te begin en dit met julle te deel. Ons gaan nog steeds aangaan, moenie worry nie. Ons gaan nog steeds aangaan oor met ons normale trant en gaste bring om hulle getuienisse te kom deel, maar ons gaan ook 'n bietjie meer content doen rondom wat ek nou net met julle gedeel het. Ons gaan bietjie meer, hoe kan ek dit sê, ek gaan nou af Engels praat, so vergewe my asseblief, maar ons gaan meer time sensitive goeders deel, goed wat relevant is en wat nou gebeur in die wêreld, en ons gaan dit bespreek en ons gaan oor praat en ons gaan dit probeer terugbring na skrif toe en wat dit vir ons as Christene beteken. So ja, hierdie is net 'n update vir julle en net 'n, soos ek gesê het, 'n oop kaart te speel en bietjie meer van my storie deel en ons net weer eens vir julle super dankie sê vir hierdie pad wat julle al saam met ons stap en vir die ouens wat ons getrou, ouens en vrouens wat ons getrou volg vir die afgelope 3 jaar en ons sien uit na die volgende 3 jaar. So dankie en ons is dankbaar vir elke stukkie brokkie ondersteuning en ja, ons is net dankbaar.
Ons wil net vir julle sê, dankie. En julle het 'n paar amazing goed om na uit te sien in die toekoms. Sien julle volgende week vir 'n nuwe episode. Cheers.